as jy dink dis hierdie magic ding, Is nie net so nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ja. Jou veld gaan nie oor 3 jaar soos myne lyk nie, verstaan jy? En dan die derde pilaar waar ek nou baie aandag gaan gee, is die regte tipe dier waarmee ek wil boer. Okay, soos is hier by die Agri Mega dag, Willie Storm, ons is hier om jou jy het so baie goed reg gekry van 21 hektaar per bees na 5 of 6 hektaar per bees toe. Vertel vir ons in kort, hoe het jy dit reg gekry en hoe is dit moontlik vir mense? En wat ons net moet bysê is, hy kry omtrent dieselfde reënval as ons, 250, 400 mm, so dis baie moontlik in Namibië. So, ja, Willie, hoe kry mense en waar begin 'n mens met so 'n storie? Ja, ek wil maar net aansluit, ons tipe weiding, ons tipe grond, al daai goeders is maar basies dieselfde. Ja, ek sê altyd, almal se storie is maar uniek, maar myne is maar op 3 pilare gebou. Ek het besef ek het te veel bosindringing, so dis basies die plafon wat ek wil verwyder het, wat my beperk het om vooruit te gang in my boerdery te bewerkstellig. En toe ek dit reg kry, ek wil amper sê daai plafon begin verwyder, maar dan moet ek in dieselfde asem by sê, hierdie goed moet baie oordeelkundig gedoen word. Dit moet stappie vir stappie. Ek sê altyd, hoe eet jy 'n olifant? Stukkie vir stukkie. Jy kan nie een oggend besluit ek gaan my hele plaas, dan gaan jy ook finansiëel reëneer. En dit vat ook 'n tydperk. Dis 'n lang periode ding. Dis nie net van 1 jaar en volgende jaar is dit daar. Absoluut. Dis mos wat ek sê. Hierdie is nie 100 meter, hierdie is 'n marathon wat jy ophou nie. En dan nou die tweede been is dan nou maar weidingspraktyke, goeie weidingspraktyke, bietjie dalk kampstelsels verander, daai kop skuif, maar daar het ek my maar bemagtig met jy weet ouens wat ek ingekry het, kennis gekry het, studiegroepe, suksesvolle boere en so aan. Maar ek sê net altyd niks is 'n blueprint van dis hoe dit gedoen word en dis die enigste manier. Elke plaas is anders. Gebruik die tools wat vir jou kan werk en dan gaan sommige goed gaan sommer spontaan gebeur en sien maar okay, ek wil daai rigting. En dan die derde pilaar waar ek nou baie aandag gaan gee, is die regte tipe dier waarmee ek wil boer. As jy my 10 jaar terug gevra het of jy met 'n bondbees gaan boer, dan gaan ek sê nie 'n bondbees op my plaas nie. Dit wat ek sien, dit wat ek raak sien, dit wat ek besig is om te doen, wil ek eventueel net met Afrika bees boer. So ek dink dit aangepas vir ons. Absoluut. Ek dink dit sommer goed. Die moment wat jy in 'n droër fase, dis die goed wat ek waargeneem het, dan produseer hierdie goed nog steeds. Hierdie goed kom die naaste daaraan om vir jou 50% van die moedersgewig en meer te kan gee. Hoogs vrugbaar, verskriklik vroulik, aangepas vir hierdie dorre moeilike omstandighede. So dis die goed wat ons moet begin raak sien en so aan. Ons moet ophou om vir die voerkraal probeer tevrede te stel. Maar hulle beloon ons nie met dit nie, verstaan jy? So dit is maar in kort waaroor dit gaan. Nee, wat ek wel gesien het is jy die bosse afgekap en die bosse op die grond laat lê en saad daar tussenin gestrooi. Kan jy miskien net vir my vertel hoe het jy begin met daai proses of wat het jy op daai proses laat kom? Wat se sade gooi jy min of meer daar en hoe werk daai hele storie? Hoe lank los jy hom nou? Wat is die doel daarvan? Ek sê maar altyd, as jou plaas so verniel was soos myne, dan is dit die eerste 3 tot 6 jaar is ongelooflik moeilik. Plus nog met ons wisselvallige reënval en so aan. So toe ek nou maar die hout maakprojek, toe ek nou maar net, niemand vir my gesê nie, ek het maar net besluit om dit so te doen, jy weet. Dis ook maar deel van daai genade, jy doen party goeders en dan kry jy hierdie geweldige resultaat. Almal praat dan van safe sides, jy weet. Maar dit amper maar uit 'n wil van ek wil dit doen, want my plaas was saadarm geweest. My plaas was pionie of Climax grasarm geweest. So ek het daai sade loop koop. Ek het 'n mengsel van bloubuffel, borseltjie, panicum gemaak en dan my werkers se vrouens, dan strooi hulle jy weet maar so in die bosse. So daar was dit waar die toppe van die bosse lê, daar strooi dit net so tussen. Maar weer eens, jy wil nie hê dit moet te dig wees nie, want hy moet lig en lug inkry, verstaan jy? So hy moet beskerm, so wat gebeur? Hy word beskerm, die plantjie kom op, die haas, die duiker, steenbok, al daai goeders word redelik weggehou van hom af en dan begin hy nou deur die plant te groei, deur die droëbos te groei. En beeste weet wat is smaaklike goed. Hulle ruik dit. Dan wil hulle graag daar wees
dan het hy nou saad gestort. Binne in die bos maar bietjie buite ook. En dan begin die natuurlike proses, soos wat dit moet wees. Ja. Die natuur se ploë plant dan nou daai goed. Dan So nou trap lê hom. daar, hy wil graag by daai ding uitkom, maar dis baie min en hy moet stoei om daar te kom, maar jy lê 'n bietjie saad. Hy plant daai saad vir my en dit is maar hoe die proses. Ek Ja. het plekke waar dit lyk of ek al hierdie goed geplant het, soos Ja. hierdie goed. Maar dit vat ongelukkig lank. Ek is al jaar 18 wat ek met dit besig is. En dit vermeerder net meer, so al hoe meer. Absoluut, absoluut. Hoe keer jy weer dat die bosse nie terugkom nie? Jy het gesê jy gebruik chemie, Absoluut. goeie korrels spuit jy Ja, met die hand ja, of ja. hoe begin 'n mens dan van 'n kant af? Het jy gesê ek vat hierdie 20 hektaar, begin met dit of hoe? Of hoe maak jy Ag, ek dink daar's verskillende metodes, verskillende opsies ook, jy weet, vliegtuig, helikopter, deesdae die drone, dis absoluut Ja. die ding. Ek het dit maar met die hand gedoen want ek wou selektief op my kameelbowe en die goeters behou Ja. het. Die kort en die lank is, jy weet, en ek het dit in my lesing ook gesê, as jy dink dis hierdie magic ding, Dit is nie net so nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ja. Jou veld gaan nie oor 3 jaar soos myne lyk nie, verstaan jy? Ja. So ja, as jy die waterdiewe verwyder het, gaan jy meer gras kry, maar dit gaan eers swak gras wees. Maar dis die natuur se verloop. Dis eers pionier en dan begin dit oor te skakel. So jy moet kyk hoe kan jy aanhelp. Maar as jy nie bereid is om opvolg te doen nie, en daar kom dit weer oor waarneming. Dit hang maar af hoe was jou reënval, al daai tipe van goed. Ek sê tussen 5 tot 8 jaar moet jy hergroei. Ja. Omdat ek nou so baie veld het, sien ek nou baie van die klein goedjies nie raak nie. So ek wil dit nie te vroeg doen nie. So ek wil dat die maar dis baie minder, baie goedkoper en ja, maar jy moet dit doen. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy oor 20 jaar 'n groter probleem hê as wat jy wel gehad het. Ek dink dis die grootste fout wat die ouens eintlik maak. En dan die laaste is, jy het ook 'n manier hoe jy jou veidingstelsel, jou veidingstelsel, kan jy net kort vertel, hoe werk jou veidingstelsel, hoe kyk jy dit of hoe bepaal jy dit, wanneer wy jy waar? Ja. Kyk wat maar basies gebeur, weer eens, in die begin is dit ongelooflik moeilik om dit te doen, jy weet. Jy is net nie daar nie. Maar jy dink goed soos hierdie ultra hoë druk beweiding, weet jy, een oggend sê 'n ou vir jou, jy het 200 bees op jou plaas, 4 groepe van 50, nou sit jy dit alles in een bondel. Ja. Ek het nie daai pad gevolg nie. Ek doen hoë druk, maar nie ultra hoë druk nie. Okay. Ek sê soms vir die ouens, ek het maar 'n bietjie 'n luigheid in my wat nie die geval is nie, maar ek wil nie elke 3 ure gaan draaitjies beeste skuif nie. En dis ook nie vir my prakties nie. Weer eens, jy weet, jy moet doen wat vir jou prakties op jou. Ek kan nie in my massiewe berge dit doen nie en ek het te veel van hulle. Ja. So wat ek maar poog, ek het 5 groepe geïdentifiseer met min of meer dieselfde grootte, wat ek 5 troppe koeie. Ja. En soos my veld verbeter het ek stelselmatig diere meer gemaak. En dis maar eintlik wat ek gedoen het. Nou op hierdie stadium van 100 of van 35 koeie in 'n groep, is al my groepe nou 90 tot 120. Maar my bondgroep is die meeste, want weer eens, en dis die goed wat ek begin raak sien. Hierdie goed is net meer produktief, hulle is ligter op die veld, hulle produseer nog steeds vir jou. So ek dink dit is maar die ding. Ja. En dan 'n groot deel van my sukses is rus. Hoe lank laat rus jy nou 'n kamp voordat jy hom weer Kyk, ek het dus nog gepraat van die totale rus, dat ek 'n derde van my kampe totale rus vir die hele jaar laat rus. Okay. Maar op hierdie stadium rus omtrent al my kampe, want ek het soveel, die terugspring aksie is so vinnig terug. So in die reëntyd, dan vreet hulle dit af, en dan as ek 'n maand uit, dan het dit volle teruggegroei. Ja. En dit is maar wat 'n ou wil genereer. Maar in die begin was ek nie daar nie, in die begin het dit nie. En dis wat ons sê, hoe meer jy hierdie goed doen, die terugbetaling is so geweldig. Maar ons moet dit net altyd in ons agterkop hou. Jy weet, jy moet nie oorboord gaan met hierdie proses nie. Ons moet altyd onthou ons boer in 'n semi-ariede tyd. Ons het nou 'n paar goeie jare wat gaan weer sleg gaan. Ja. So jy moet nie so diep kap in jou veiding om jy nou baie veiding het. Dat as ons nou 'n ondergemiddelde jaar of 2 of 3, jy weet, dan is jy maar weer waar jy was. Jy wil nie so toe gaan nie. En dit is ook wat jy net soveel meer ongewenste goed weer terugkry. Ja. As jy jou veld teruggaan na daai. En dan moet ons maar metodes kry, jy weet, soos wat ek nou maar die slote gerehabiliteer het en om jou water in die grond te kry en nie in die
verkeerde plekke af te hardloop nie. So ek dink dit is maar die kort antwoord. Yes, ja, nee, dit is baie interessant en ja, baie dankie dat jy gou met ons kon gesels het en sterkte vir jou en alle voorspoed. En Ja, dankie dat jy op baie Bekwel dankie. boer kan wees. Ja, nee, baie dankie. Alle sterkte, dankie.